Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring, hulle het hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe en al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie, my sterkte, maak tog gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels, het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedige sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'n Nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Ons fokusgedeelte vers 22 tot 24, verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels, het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom, al die nakomelinge van Jakob vereer hom, ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Die tema van ons boodskap, God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. God het 'n duur prys vir ons sonde deur sy seun se lyding betaal. Prys hom vir sy genade. So ons het in die vorige boodskappe het ons gekyk in die besonder na die lyding waar Dawid 'n ervaring gehad het waar hy gevoel het dat die Here ver van hom af was. En dit is waarskynlik nie een spesifieke tyd nie. Verskeie omstandighede wat 'n sameloop gehad het in Dawid se stryd, en ons het gesien hoe hierdie stryd dan in Dawid op 'n manier geopenbaar is, maar dat dit ook profeties van aard is en dat Christus die een is wat groter lyding gehad het as wat Dawid ooit kon dink. Dawid het wel op 'n poëtiese vorm, profeties en poëtiese vorm het hy sy stryd dan aangeteken, en in Christus sien ons baie van hierdie dinge vervul in 'n baie groter mate. En so die gebeure rondom die kruis, ons het na verskeie Nuwe Testamentiese gedeeltes gekyk. Maar die karakter van hierdie psalm is nie net die lyding nie, dit het twee dele, die lyding wat Dawid gehad het, die lyding wat Christus gehad het, en die lofprysing van Dawid, en die lofprysing wat Christus se dade veroorsaak het. Dawid sin by die tempel, Christus se lofprysing tot aan die uithoeke van die aarde.
Verskoon tog. So, ons as kinders van God in ons stryd, ons is nie sonder stryd nie. Dit is ook stryd wat ons mee kan assosieer met Dawid. Wat dit vir ons moeilik maak om te sê dat ons met Christus se stryd medelee kan hê, is die feit dat ons stryd betaal vir niemand se sondes nie. Christus se stryd het vir sondes betaal en daarom is ons versigtig en staan ons terug baie keer wanneer ons dit sien, maar ons het geen rede om te sê dat ons soos Dawid assosieer met stryd nie, maar Christus die een wat in volmaaktheid stryd gestry het, geen sonde gehad het nie. En ons weet dat die beste van ons dade met sonde vermeng nog is. En so, dit is daarom moeilik vir ons dat die stryd wat Christus deurgegaan het, om ons eie idees in te dra in die stryd van Christus, en ons sukkel om te sien hoe dit nie tot sonde kon oorgaan nie. Maar ons het nie nodig om te vrees daaroor nie, want die skrif leer vir ons dat Christus sondeloos was en hy geen sonde gedoen het nie. Ons is saam met Dawid in die bootjie dat ons stryd nog soms rebellie in ons harte kan kweek, dat ons soms nog teenoor die Here vra het, so sommige van die profete dan ook in rebellie opgetree het teenoor die Here. Goeie voorbeeld daarvan was Jona, wat kwaad was vir die Here. En ons is skaam as ons na Jona kyk, en want ons sien baie keer ook onsself in die spieël daarvan. Jona al hierdie moeite gedoen om te gaan vir die mense te preek met die hoop dat niemand hulle sal bekeer nie. En eintlik moes hy baie bly gewees het om te sien dat soveel mense hulle voor die Here bekeer het. So daarom, omdat ons stryd nog vermeng is met sonde, daarom sukkel ons om te kyk na die stryd van Christus en enigsins daarby 'n assosiasie te wil hê en te sê ons kan in 'n klein mate, nie in die volle omvang van wat Christus het nie, verstaan sekere dinge wat hy deurgemaak het, maar die groter deel daarvan is nie soseer dat ons daarmee kan assosieer nie, alhoewel ons dit beter verstaan soos wat ons in ons lewe leiding het. Die groter realiteit is dat Christus weet hoe ons voel in ons stryd. En hy kan met ons medelee hê. So daarom sê ek, dis vir ons makliker om by Dawid in te val en te sê ons verstaan Dawid se stryd en sy moeilike omstandighede. Maar wanneer dit weer spieël word na Christus toe, die volmaakte, dan kan ons in verwondering staan oor die sondelose seun van God en was gehoorsaam in alles wat hy gedoen het. Maar het hy ook geleer deur wat hy gelei het. Hebreërs hoofstuk 5 vers 7 tot 9. Hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En ons het gesê, dis nie 'n gehoorsaamheid wat hy vanuit ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid geleer het nie, maar vanuit gehoorsaamheid na meer gehoorsaamheid. Christus was sonder sonde, nooit ongehoorsaam gewees nie, maar progressief as mens vordering getoon het in daardie progressie. En Christus se stryd kan ons sien was in die tuin van Getsemane, of word in die tuin van Getsemane vir ons uitgelig, dat hy 3 keer gaan bid het dat hierdie beker verby hom gaan, maar nogtans nie sy wil nie, maar dat die Vader se wil sal geskied. Want die Vader het soveel keer ingegryp in die verlede met sy handelinge met sy kinders, soos Isak moes gegaan het en hy moes, of Abraham moes gegaan het en hy moes vir Isak gaan offer het. En Abraham het gedink dat hy gaan Isak doodmaak en dan gaan Isak opgewek word uit die dood om die beloftes in vervulling te bring van wat God oor Isak en sy nageslag beloof het. Maar dit het nie uitgewerk soos wat Isak homself voorgestel het nie.
God het 'n plaasvervanger gegee in die plek van Isak, en dit was die ram wat sy horings in die bos vasgehaak het, en dit het gedien as 'n offer in die plek van Isak. Christus kom en hy bid, laat hierdie beker verby my gaan, nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied, en die beker het nie verby hom gegaan nie. Hy moes daardie bittere beker ledig tot die laaste druppel, en sy uitkoms het anders gelyk as die van Isak. Sy uitkoms was die dood en opstanding. En so die uiteinde van die lyding van Christus was die opstanding uit die dood, en dit was by verre 'n verhewe uitkoms gewees, bokant enige uitkoms wat enige kind van God in hierdie lewe ervaar het. Omdat Christus opgestaan het om nooit weer te sterf nie, om nooit weer onder die hande van sy vyande te ly nie. Verskoon tog, ek het so tydens hierdie Desember tyd 'n somer verkoue gekry, en ek is so dankbaar die kinders se stemme wat hou tydens die liedere, en want elke keer as ek probeer sing, dan laat my stem my in die steek, en dit was vir my so kosbaar die vorige of Sondag en ook met die 16de Desember geloftedag, hoe die kinders se stemmetjies so mooi uitgekom het. So ons sien dan hierin dat Christus, toe hy uit die dood uit opstaan, hy 'n staat bereik het waarin hy nooit weer sal sterwe nie, nooit weer deur sy vyande dan aangeval kan word, seergemaak kan word nie. En so hierdie is 'n verhewe uitkoms wat op die lang termyn ons uitkoms ook sal wees op die volëinding wanneer ons 'n nuwe liggaam sal ontvang. Maar nou, hier en nou het ons die belewenis soos Dawid dat stryd kom en gaan, en dis 'n leerproses. En nou gaan ons kyk hoe hierdie stryd dan hierdie vreugdevolle vrug van lofprysing en aanbidding opgelewer het. So kom ons kyk na vers 23. Dawid wil dan nou teenoor die volk getuig dat God hom op die ou end gehelp het in sy benoudheid en dat dit tot lofprysing oorgegaan het. Vers 23. Ek wil u naam aan my broers vertel in die vergadering u prys. So die uitkoms wat Dawid beleef het, kon hy nie wag om terug te gaan na die tempel toe, en die wyse waarop Dawid dan die vertel het wat met hom gebeur het, was deur middel van die psalms. Want Dawid het psalms geskryf, oorgrote meerderheid van die psalms is van Dawid, en sodoende vertel hy die verhale van hoe hy vir Salomo gevlug het, van hoe hy vir Absalom, sy seun, vir Absalom, nie Salomo nie, Absalom gevlug het, hoe hy vir Saul gevlug het, sy handelinge met Abimelech, die koning van die Filistyne, hoe hy wat gebeur het met Nabal die dwaas, en so ons kry baie keer daardie inleiding van wat gebeur het, en dan is dit hierdie psalm wat vir ons die verhaal op 'n poëtiese vorm vertel. En dit het baie van die skrywers in vroeër jare gedoen, en dis eintlik iets wat besig is om al minder en minder te word, as ons kyk na die verhaal van die pelgrimse reis wat deur John Bunyan geskryf is, John Bunyan, een van die Purityne, en dan sal ons sien in die verhaal wat hy skryf, dan is daar soos gediggies of liedere wat die pelgrim sal sing, en dan word dit wat beleef is in poëtiese vorm geskryf. Vir diegene van u wat hou van C.S. Lewis se boeke, die Narnia verhale, dan sal ons ook sien, as jy dit lees, dan sien jy dat sekere dinge wat gebeur het, is dan in liedvorm geskryf. Ook Tolkien se verhale
nie net die Hobbit en die Lord of the Rings reeks nie, maar ook van die ander van sy boeke is daar voortdurend wat gebeur het, word dan geskryf. Die verhaal van Beren en Luthien, die liefdesverhaal word dan gesing. En so ons kry hierdie oorvertelling van wat gebeur het. En dit was baie algemeen en dit het in ons tyd nie algemeen, of het raak al hoe minder algemeen. Maar hier het ons die Heilige Gees wat dit ingegee het en op 'n poëtiese manier sing Dawid hiervan. Hy gee dit aan die koorleier by die tempel, die koorleier leer dit vir die volk en hulle sing dit, omdat hierdie onder inspirasie van die Heilige Gees geskryf is. Die Heilige Gees het hierdie skrywers gelei en hulle gedryf om hierdie te skryf op 'n organiese manier. Nie gedwing nie, dit inspirasie het God in hulle harte gegee. En sodoende kon hierdie mense dan verneem van wat met Dawid gebeur het, deurdat hulle die Psalm gesing het. En ons sal goed doen, ons is gemeente wat voortdurend probeer om te sing, en soos die besoekers nou gehoor het vanmôre, dat ons het 'n orgelis sonder enige genade, dit is 'n rekenaar, wat as ons ergens te vinnig of te stadig sing, daardie tempo gaan voort, en miskien sal AI vir ons in die toekoms die oplossing kan gee, as ons nie 'n orgelis kan kry nie, en maar sodoende begeer ons om psalms te sing, en leer die kategete ook vir die kinders psalms in die oggende voor katekisasie. En dis nodig om in hierdie assosiasie te kan kom en te leef. En vir al ons omstandighede, vir daardie oggend dat jy opstaan met 'n lied in jou hart, daar's 'n psalm daarvoor. Daardie dag wat jy dit swaar vind om die dag in die oë te kyk, daar's 'n psalm daarvoor. Om in die middel van die dag 'n skok boodskap te hoor van familie of vriende wat afgesterf het, daar is 'n psalm daarvoor. God het gesorg deur die psalms dat ons lewenservaring daarin geskryf is, en in die middelpunt daarvan ons Here Jesus Christus, wat sê, ek weet waardeur jy gaan, en ek is met jou al die dae, tot aan die volëinding. En so dit sal goed doen, en ons Psalm 22 het regtig 'n uitdagende melodie, en ons sou graag dit wou sing, maar ek gaan nou nie aan die einde dit waag om aan die einde Psalm 22 te sing nie, maar ons probeer vordering maak daarmee. En vroeër jare was dit 'n algemene ding om met huisgodsdiens psalms voor en na die tyd te sing, en ook soos wat ek weer gelees het met die slag van Bloedrivier, hoe daar huisgodsdiens in die laar gehou is, en 'n psalm voor die tyd gesing is, en 'n psalm na die tyd gesing is in die huisgodsdiens van die laar. En sodoende, Dawid sê, ek wil hierdie dinge aan die volk bekend maak, ek wil dit aan my broers bekend maak, en hy kom dit, en hy doen dit deur die psalms. Maar ons weet dit wys vir ons op Christus, grootte. En hoe het Christus dit gedoen? Christus het in die tuin gewag toe Maria Magdalena en die ander vrouens by die tuin aangekom het, en hy vir hulle vertel het dat hy opgestaan het, want hulle het hom nie herken nie. Johannes 20 vers 17, Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Gaan vertel dit vir my broers, wat 'n profesie is in hierdie psalm. Ek wil u naam aan my broers vertel, in die vergadering u prys. Die broers en susters in die geloof, ons ontvang dit deur die evangelie.
Hy het opgestaan. Hy het vervul wat die profete gespreek het. Hy is die vervulling van die profeseë wat in die psalms na vore kom, in die hele Ou Testament. Vers 24 en 25, julle wat die Here vrees, prys hom, al die nakomelinge van Jakob vereer hom, ja vrees hom, al die nakomelinge van Israel, want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. En is in die besonder vir ons opmerklik dat toe die mense Christus gekruisig het, was hy juis een wat deur die mense verwerp is, wat hulle aangesig vir hom weggedraai het. Maar hier verseker die Here vir ons, dat wanneer ons ly, hy nie sy aangesig van ons af wegdraai nie. Daarom is dit so groot vreugde wanneer ons die wegstuur seën van die Here ontvang, dat ons die wete het, hy sal sy aangesig oor ons laat skyn en aan ons genade gee. So, die nakomelinge van Jakob, sy broers, die nakomelinge van Jakob sal dit aan vertel word. En ons het te doen met mense wat veral in die eskatologie 'n baie eienaardige idee het en graag wil sien dat God se ware volk dan tot bekering kom. Dis soos hulle dit stel. God se ware volk, so asof ons nie die ware volk van God is nie, en dat die Jode tot bekering kom. Nou, die skrif leer vir ons, daar is 'n tyd van die heidene, en dat God homself weer oor sy volk sal ontferm. Maar die ware volk van God vandag is die oorblyfsel van die Jode wat in Christus glo en ons as heidene. En so daarom moet ons 'n onderskeid maak tussen die DNA volk van God en die geestelike volk. En die apostel Paulus, wat 'n volbloed Jood was, kom leer vir ons Galasiërs 3 vers 7, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Ook sodoende het Johannes die Doper vir die Jode gesê wat na hom gekom het om gedoop te word, baie van die skrifgeleerdes, en gesê, moenie by julleself redeneer, ons het Abraham as ons vader nie, want God kan uit hierdie klippe 'n nageslag vir Abraham oprig. En sodoende verwag ons 'n lewe uit die dood ook vir die DNA Israel, en daarom moet ons gebede wees vir hulle bekering, soos die apostel Paulus ook vir ons leer in Romeine 9:10 en 11. Maar ons is nageslag van Jakob. Ons is kinders van Abraham. Die kinders deur die geloof. En soos wat ons saam met God wandel, voor sy aangesig, soos 'n Henog gedoen het, soos 'n Noag gedoen het, soos 'n Abraham gedoen het. Een van hulle was Jode gewees nie, om te wys dat God sy aangesig ook rig tot elkeen wat nie Jode is nie. Job is 'n goeie voorbeeld vir ons. En hy kom en hy leer ons om op hom te vertrou en lofprysing vir sy uitkoms te gee. En ons weet dat al ons stryd kan nie aan toeval oorgelaat wees nie. Psalm 37 vers 23 en 24, deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. En jy sien wat Psalm 37 vir ons sê, hy beloof nie dat ons nie sal val nie. Maar as ons val, dat ons nie in duie sal stort nie. So ons as kinders van God het stryd, en in hierdie stryd val ons, en ons sien hoe ons tekortskiet, en hoe Christus se voorbeeld ver verhewe
bokant ons is. Maar hy sê vir ons dat hy vir ons daar is. Psalm 16 vers 10, soos ek al reeds ook vir u aangehaal het, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, u sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie, en Petrus sê op Pinksterdag, dit het nie te doen met Dawid nie, maar op Christus wat uit die graf uit opgestaan het, want Dawid se graf op daardie stadium was nog bekend vir die Jode gewees, en hy was in sy graf, maar Christus is nie oorgelewer aan die doderyk nie. En dit is 'n rede vir groot lofprysing. Die lof is aan God, maar die lof kom ook van God, hy wat dit bewerk het. En Dawid het in baie van sy stryd, het hy voorneme gehad, dat wanneer hy uit 'n stryd verlos word, hy iets vir God sal aanpak. En een van die dinge is, hy wou graag 'n tempel bou, wat die Here hom nie toegelaat het nie, en gesê, sy seun Salomo sal dan die tempel bou. Maar hy het baie voorneme gehad, en sekere van hierdie voorneme kon hy dan uitvoer. Al sy geloftes kon hy betaal, vers 26. En sodoende in ons stryd vind ons baie keer dat ons prioriteitslys geherrangskik word. En ons besef in ons stryd, my prioriteite teenoor God is nie reg nie. Ons het nodig om ons prioriteite reg te kry. Dis een van die voordele van stryd. Wanneer ons baie keer in ons stryd dink, aan ons prioriteite, en ons voel skuldig, en ons voel sleg, dan is dit die Here wat ons oplig en sê, dis juis waarom hy hierdie dinge oor ons bring, sodat ons God reg kan sien in sy ereplek, maar ook onsself kan sien in die plek wat ons baie keer in ons arrogansie heel voor in die koor wil inneem. En so word die boodskap van versoening en lofprysing dan uitgebeeld as versadiging, Vers 27, die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek, mag julle hart vir ewig lewe. En hoeveel keer kry ons dit nie, dat Christus sê dat hy die lewenswater is, en wie hom drink sal nooit weer dors kry nie. Hy is die lewensbrood, en wie hom eet sal nooit weer honger kry nie. Hy is versadiging. Hy is die wyn en brood wat ons moet kom koop, soos Jesaja dan ook vir ons kom sê, sonder geld. Hy is die versadiging. Hy is die prys, en hy is die voedsel. Wie sy vlees eet en sy bloed drink, het deel aan hom. En so die boodskap van versoening is 'n boodskap van versadiging. Dis rede tot lofprysing. God help ons dat ons prioriteite reg kry. God versadig ons deur die boodskap van die dood en opstanding van Jesus Christus. Dis 'n boodskap, hierdie boodskap van versoening sal ook nie net vir ons lei tot ons regte prioriteite en tot ons versadiging nie, maar die bekering van die nasies selfs tot aan die uiteindes van die aarde. En ons kry verskeie gedeeltes in die skrif, Psalm 117 handel in sy geheel, daardie 2 verse van die nasies wat die Here sal dien. Abraham is gekies, in jou saad sal al die nasies van die aarde geseën word. Aan die profesie van Daniël, dat 'n klip kom los en slaan die beeld om, en daardie klip groei en word dan so groot soos die hele aarde. Die kennis van die heerlikheid van die Here sal die aarde oorspoel, soos wat die waters die seebodem oordek. Daar sal 'n tyd kom wanneer die een nie vir die ander sal sê, ken die Here nie, maar dat almal die Here sal ken. So sal die kerk uitbrei en uitbrei en uitbrei. Terwyl ons ly, terwyl ons stryd het. En so het die kerk gegroei
En die apostels het gelei, die apostels het stryd gehad, dit was moeilike omstandighede gewees, maar het oorgegaan tot lofprysing. Daarom sien ons in Paulus se lewe, Paulus en Silas daar in Filippi, hulle was besig om te lei, hulle het slaag gekry, terwyl hulle Romeinse burgers was, en hulle onregverdig behandel is, het hulle nogtans lofsange gesing, die blydskap wat die evangelie bring. So ook kry ons Johannes wat in sy brief skryf, daar was dwaling in die gemeente in Efese gewees, en hy skryf aan die gemeente in Efese die ware evangelie om dit maar weer eens te bevestig, en hy sê in daardie brief, ons het hom gesien, ons het hom aangeraak, getas, die woord van die lewe. En ek skryf hierdie dinge sodat julle blydskap volkome kan wees. Die evangelie is 'n rede vir groot blydskap. En so het God dan geboorte gegee aan 'n volk, die oorblyfsel van sy volk en die nasies. Vers 31 en 32, 'n nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Die volk wat gebore sal word, dis die kerk. En so het ons dan deel aan hierdie vreugde. Daar's op een dag geboorte gegee aan 'n nuwe volk. Soos ek sê, oorblyfsel van Israel, hulle gelowiges en die gelowige nasies. Jesaja 66 vers 8 tot 10. So kind van God, ons het stryd en ons kyk na ons stryd en ons baie keer is ons selfsugtig in ons stryd. En ons sê arme ons. En ons dink nie daaraan dat God soewerein in ons stryd besig is om ons prioriteite agter mekaar te kry nie, ons fokus op Christus reg te kry, ons harte te bekeer voor Christus, maar ook om sy koninkryk uit te brei, want toe Christus lei, het die hofdienaar of die een van die Romeinse soldate, hoofmanne van die Romeinse soldate gesê, hy was waarlik die seun van God. In sy lyding het hy besef dat Jesus die seun van God is. Die tronkbewaarder van Filippi in die lyding van Paulus gesien dat Christus die verlosser is en vir hulle gevra, wat moet ek doen om gered te word? En baie keer sal ons getuig van die heerlikheid van Christus en niemand steur hulle nie, en ewe skielik word hulle aandag op my en jou gevestig omdat ek en jy ewe skielik in 'n situasie van lyding gekom het. En in die situasie van lyding sien hulle God se hand van hulp en hy help ons uit en hulle sien God is ons God en hy verhoor die wat hom aanroep. God het sy seun aangehoor toe hy hom aangeroep het. God verhoor ons wanneer ons hom aanroep. En ons kan hulle die versekering gee dat as hulle geloof in die ewige seun van God wat mens kom word het plaas, dat hy hulle sal uithelp. En so kind van God, hierdie Psalm skets hierdie sware lyding en die Psalm skets vir ons die lofprysing wat hierdie lyding na toe oorgaan. En sodoende vra ek, in jou stryd, is jy verbitterd, is jy bekommerd, is jy teneergedruk, of moet jy nie hierdie dinge voor die Here bekeer voor die Here, en dat jou hart oorgaan in blydskap nie? Beveel hy ons nie in sy woord, verbly julle altyd in die Here, wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan, dat ons in die lyding van Christus kan sien dat die grootste uitkoms sy dood en sy opstanding was om daardeur vir ons versoening te bewerk, maar ook dat my en jou klein lyding doelgerig deur God vir ons gegee is, sodat hy ook ons lewe kan inrig
tot verheerliking van sy groot naam. En sodoende kind van God wees dan vertroos deur die feit dat hy ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, dat hy doelgerig met ons werk. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons kry skaam wanneer ons besig is om te ly en ons twyfel dat U sal ingryp, omdat ons baie keer dink dat U nie dadelik ingryp nie, en bely ons sonde voor U. Ons vra U, Here, terwyl ons dan al soveel keer U hand gesien het wat ons deur die jare gelei en gehelp het, dan vind ons in ons menslike swakheid dat ons verkrummel weer eens wanneer ons in stryd is en sê hierdie keer gaan ek nie uitgehelp word nie. En is ons diep bedroef, word ons attent gemaak deur die Heilige Gees, hoe ons dan in hierdie val en opstaan besig is om nie net aan onsself skade te ly nie, maar in baie opsigte is ons getuienis besig om skade te gee en aanstoot te gee. Bid ons dan dat U ons sal versterk, dat ons voordat ons die uitkoms sien, dat ons kan leer om voordat ons die uitkoms kan sien, lofprysing te gee vir U heerlike naam. Want die situasie wat die grootste was waarin ons benoudheid ervaar het, was juis ons sonde. En daar was nie veronderstel om 'n uitkoms te wees nie, maar God wat die onmoontlike moontlik maak het vir ons deur sy seun, deur U seun het U vir ons versoening bewerk en die onmoontlike moontlik gemaak. En saam met dit sal U ook vir ons alles genadiglik skenk wat ons nodig het, en daarom bely ons voor U. Ons bekeer in droefheid dat ons soveel keer U betwyfel en vra het, en soms net parmantig en astrant is in die wyse waarop ons binne in lyding onsself gedra. Vergewe ons en was ons skoon, reinig ons en versterk ons om in die stryd wat kom, U naam te verheerlik in alles. Dat die heerlikheid van die evangelie op ons tong sal wees, dat ons hart gevul met psalms sal wees, gereed om U lof te besing, wat ook al oor ons mag kom. Ons vra dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar dis enkel alleen U wat uit genade dit vir ons kan skenk. In Jesus naam, amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.